sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank weg bly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag kom daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en watter uur dit sal gebeur nie." Broeders en susters, vanaand se onderwerp is die verstandigste raad: sorg vir genoeg olie. In vers 3 lees ons: "Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie." Miskien moet ons vanaand net weer vir mekaar die agtergrond van hierdie gelykenis net so aan die begin gee, sodat ons vanaand se boodskap baie goed kan verstaan. Hierdie gelykenis leer vir ons dat die bruidegom en sy vriende op pad is, en dat die bruidegom kom om sy bruid te kom haal. Aan die ander kant is die bruid en haar vriendinne ook besig om hulle gereed te maak en gaan hulle uit om die bruidegom te gaan ontmoet. Die belangrike sleutel in die gelykenis is dat die bruid in daardie tyd nooit geweet het wanneer en op watter presiese tydstip die bruidegom gaan kom nie. Jy weet, toe ek voorberei het, het ek vir myself gesê, in ons dag is dit so, die bruide is altyd laat. In die geval van ons gelykenis was die bruidegom 'n bietjie laat gewees. Die bruidegom het gekom 'n bietjie later as wat hulle dit verwag het. En omdat hy in die nag gekom het, daarom was dit uiters noodsaaklik dat die bruid en haar vriendinne, dat hulle vir hulle olielampe moes saamvat. En dat hulle met brandende lampe hierdie bruidegom moes inwag, want die een wat sonder 'n brandende lamp die bruidegom ingewag het, het eintlik in daardie tyd die bruidegom geweldig beledig. Nou moet ons ook vir mekaar sê dat daardie lampie waarmee die bruid en haar vriendinne uitgegaan het, 'n baie eienaardige lampie was. Miskien het jy dalk al prentjies daarvan gesien, maar dit was eintlik 'n handvatsel met net 'n klein oliebakkie daarop. En dan in hierdie oliebakkie was daar 'n put gedruk. En hierdie put is dan aan die brand gesteek. Die oliebakkie kon nie verskriklik baie olie hou nie. Daarom was dit uiters noodsaaklik dat wie weet dat die bruidegom dalk die hele nag, dalk in die vroeë oggendure eers kan kom, dat daar ekstra olie saam geneem moes word. Want as jou lampie uitgegaan het en jy het nie ekstra olie nie, dan sou jy die bruidegom beledig. En dit is wat Matteus 25 vir ons sê. Hierdie beeld van hierdie bruid en haar vriendinne wat met hulle lampe uitgegaan het om vir die bruidegom te gaan wag. Ekstra olie was dus vir hulle almal absoluut onmisbaar. En nou moet ons vanaand, broeders en susters, miskien net eers vir mekaar sê, wat leer hierdie gelykenis nie? En ek is so bang dat u dalk hieroor 'n misverstand kan hê. Want jy sien, as 'n mens hierdie gelykenis nou oppervlakkig gaan lees, dan sou 'n mens baie maklik kan sê, hier was 10 meisies wat op pad was om die bruidegom te gaan ontmoet. Oënskynlik was hulle almal gelowiges. Ja, so sê baie mense. Almal het uitgegaan met hulle lampe en met hulle olie. En as 'n mens nou oppervlakkig lees, dan kan jy maklik die afleiding maak dat 5 van hulle genoeg gehad het
maar dat 5 ander ongelukkig nie genoeg olie gehad het nie, en dat hulle olie toe opgeraak het. Die verstandiges het skynbaar genoeg olie gehad, en die onverstandiges nie genoeg nie, en daarom moes hulle weer gaan koop. En toe hulle uiteindelik terugkom, toe was dit te laat. Maar broeders en susters, weet jy, dit staan eintlik nie in die gelykenis nie. In hierdie gelykenis staan daar, die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie. En nou weet jy wat baie interessant is, as 'n mens na van die ander vertalings van die Bybel gaan kyk, en selfs na die 33 vertaling waarmee baie van ons groot geword het, dan staan daar geskrywe, dat die onverstandiges hulle lampe gevat, maar geen olie nie. Nou kan 'n mens seker sê, die nuwe skrifverklaarders het dit gaan vertaal, maar nie ekstra olie nie, want dit maak eintlik nie 'n wesenlike verskil nie. Die bietjie olie wat daar in die lampie was in elk geval nie genoeg om 'n paar uur lank te brand nie. En daarom wil die Bybel eintlik vir ons sê, die groot verskil was, dat die een groep, die verstandiges, het uitgegaan met hulle lampe en genoeg olie, en die ander het uitgegaan met hulle lampe en feitelik, oënskynlik, geen olie nie. Dit was die groot verskil tussen hierdie 2 groepe, tussen die 5 verstandiges en die 5 dwaases. Daarom, broeders en susters, moet ons vanaand vir mekaar sê, al lyk dit asof hierdie gelykenis vir ons kom sê, dat 'n kind van die Here dalk onverhoeds gevang kan word by die wederkoms, is dit nie wat hierdie gelykenis vir ons wil leer nie. Want die Bybel leer dan vir ons, broeders en susters, op so baie ander plekke, as 'n mens eenmal 'n kind van God is, dan is jy altyd 'n kind van God. En al sou dit ook wees, dat jy wat die Here Jesus leer ken het, en wat jou lewe en jou hart aan hom gegee het, dat jy ook langs die pad ongehoorsaam raak. Dan is jy maar net 'n stout kind van die Here, maar jy is nog altyd sy kind. En moet ons vanaand vir mekaar sê, die Bybel leer nie vir ons in hierdie gelykenis, dat God se kinders, dat die ware gelowiges, dat hulle by die wederkoms onkant gevang sal word. Ja, die Bybel leer vir ons dat baie van God se kinders, en sekerlik baie van ons wat vanaand hier in die kerk is, dat ons ook baie skaam sal wees, wanneer die Here Jesus weerkom, dat ons skaam sal wees, omdat ons nie in elke opsig aan sy doel en sy roeping vir ons lewens beantwoord het nie. Daarom sê die Bybel dat baie mense gered sal word, soos deur vuur heen. Ja, baie mense sal as het ware soos 'n stuk hout wat al reeds aan die brand geraak het, uit die vuur geruk word. Maar geen kind van die Here sal ooit onverhoeds betrap word nie. Daarvoor kan jy maar gaan lees wat die Here Jesus self in Johannes 10 vers 27, 28 en 29 gesê het. Toe hy gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en ek lei hulle, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En dan gaan hy verder in vers 29, as hy sê, my Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En daarom, as jy 'n kind van die Here is, as jy 'n gelowige is wat die Here Jesus aangeneem het met jou hele hart, dan wil ek vanaand vir jou sê, dan moet jy hieraan vashou. Dan moet jy daaraan vashou dat die Bybel vir jou leer dat niemand wat aan Jesus behoort tot in ewigheid verlore sal gaan nie. Ek kan nie weer verlore gaan nie, want Filippense 1 vers 6 gee vir my die waarborg dat hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit voleindig op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. Sien, die Here los 'n mens nie uit nie. Hy laat jou nie in die steek nie. Al is jy maar 'n mens wat saam met Paulus ook baie keer moet uitroep, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek haat, dit doen ek. Jy moet mooi verstaan, die gelykenis leer nie dat die kind van die Here onverhoeds gevang kan word by die wederkoms. Hierdie gelykenis wil inteendeel die kinders van God oproep en opskerp
tot 'n lewe van geloof. Kom ons kom terug by die gelykenis. Dan kan dit mos net een ding beteken, broeders en susters. Dat die 5 onverstandige meisies, die 5 dwaase, dat hulle nooit verloste gelowiges was nie. Want dit leer die hele Bybel vir ons. En daarom moet ons vanaand vir mekaar miskien vra by hierdie geleentheid, wat moet ons verstaan dan om hierdie gelykenis reg te verstaan? Wat moet ons verstaan onder die beeld van die lampe? Broeders en susters, om dit uit te maak, moet ons een beginsel baie goed onthou. As 'n mens iets in die Bybel lees wat jy nie baie duidelik kan verstaan nie, dan moet jy altyd gaan kyk, maar wat sê die hele Bybel oor hierdie saak? Ons moet skrif met skrif gaan vergelyk. En as ons hierdie 10 meisies, as ons hulle gaan kyk en ons sien daar was 5 wat verstandig was en 5 wat onverstandig was. Die enigste verskil tussen hulle was die een klomp se lampe het bly brand en die ander klompie, die ander 5 se lampe het dood gegaan. As ons sien dat die Here Jesus in hierdie gelykenis vir ons sê, dit het op die ou end die verskil gemaak tussen verlossing en verlore wees, tussen die hemel en die hel, tussen toegang tot die hemel en om voor die deur buitekant uitgesluit te wees. Dan leer die hele Bybel mos vir jou en vir my net een ding, dat daar net een ding is wat die verskil tussen die hemel en die hel maak, en dit is jou persoonlike geloof in Jesus Christus. Die beeld van die lampe, broeders en susters, wil dan vir jou en vir my kom sê, 'n brandende lamp is iemand wat 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus het. Ja, wanneer ek na die Bybel gaan kyk, dan leer die Here Jesus self in Johannes 3 vers 18, hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die Seun van God nie. Maar hy wat glo, word nie weer veroordeel nie. Dit het die Here Jesus self vir ons geleer. Die brandende lampe beteken dan, broeders en susters, soos ek gesê het, om 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus te hê. As ons na hierdie gelykenis gaan kyk, dan kan ons niks anders sê as dat 5 van hierdie meisies het 'n persoonlike geloofsverhouding gehad met Jesus Christus en 5 het dit nie gehad nie. En daarom moet ek en jy vanaand na die wyse raad luister, moet ons seker maak dat ons wel 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus het. Hoe kry 'n mens hierdie persoonlike geloofsverhouding? Jy kry dit nie deur met jou verstand uit te redeneer dat daar 'n God is nie. Jy kry dit nie deur jou oë oop te maak en met jou sintuie waar te neem dat daar wel eers iewers 'n God moet wees nie. Nee, broeders en susters, jy kry dit net deur die geloof. Deur die geloof alleen kan jy glo dat daar 'n God is. En weet ons dat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. As ek na die Bybel gaan kyk, dan lees ek in Genesis 1 vers 1 dat die Bybel maar net begin met in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nêrens in die Bybel probeer die Bybel om die bestaan van God te bewys nie. Maar die goue lampe hier beteken juis, broeders en susters, dat elke mens het die vermoë ontvang om te glo. Al 10 die meisies het dit. Elke mens het die vermoë om te glo. Die vraag is net vanaand, glo jy? Net jy 'n persoonlike verhouding, persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus. En dit bring ons dan by die beeld van die olie. Wat wil die beeld van die olie vir ons sê? En ook hier is die Bybel baie duidelik. Die beeld van die olie beteken net een ding, die Heilige Gees. Oral. Oral waar ons in die Bybel lees, dat olie gebruik word, veral in die Ou Testament, om die konings en die priesters te salf, en dit met olie gedoen is, was dit 'n teken daarvan, dat die Heilige Gees aan hierdie koning en aan hierdie priester gegee is. Olie is in die Bybel die beeld van die Heilige Gees. En daarom leer ons Heidelbergse Katekismes ook, as die vraag gevra word,
waar kom dan die geloof wat in jou is vandaan? Dan word die antwoord gegee, maar van die Heilige Gees. Want jy sien, die Bybel leer vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. En as die vraag dan verder gevra word in die katekismus, hoe word hierdie geloof in jou gewerk? Dan is die antwoord daar duidelik, deur die gepredikte woord. Sien broeders en susters, waar die woord van God gepreek word, werk die Heilige Gees in mense se lewens. Waar die woord van die Here verkondig word, daar is die Heilige Gees aan die werk om 'n mens op te roep tot geloof. Daarom sal u ook dalk vanaand kan getuig, dat voordat u tot geloof gekom het, het u baie nagte rondgerol. Het die Heilige Gees u nie laat los nie, was die Heilige Gees met u besig. Dan sal u vanaand ook sê, maar ek weet dat die Heilige Gees in hierdie dae ook met my besig is. Dat die Heilige Gees ook vir my, so aan die begin van 2007, in die regte persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus te bring. 'n Persoonlike geloofsverhouding is baie meer as om net te sê ek glo. 'n Persoonlike geloofsverhouding beteken om saam met Jesus Christus my pad te loop, saam met hom te leef. Weet jy broeders en susters, as jy saam met Jesus elke dag lewe, saam met hom opstaan, saam met hom gaan slaap, saam met hom werk toe gaan, as jy hom ken in alles wat jy doen, dan hoef jy nooit bang te wees vir die dag wanneer hy weer kom nie. Want jy ken hom dan, en hy ken vir jou. Hierdie gelykenis wil met die beeld van die lamp vir ons kom sê, elke mens het die vermoë om te glo, maar daardie lampie kan nie brand sonder olie nie. Ek kan nooit geloof hê sonder die Heilige Gees nie. Niemand kan glo. Weet jy, daarom is geloof nie iets wat uit 'n mens uitkom nie. Geloof is wat God die Heilige Gees in jou en in my kom gee, sodat ek en jy kan sê, Jesus is my Here. Daarom leer die Bybel vir ons in Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Jy sien, God die Vader het sy Seun gegee. God die Seun het sy lewe aan die kruis vir ons gegee. En God die Heilige Gees werk die geloof in ons lewens. Wie dus in hierdie jaar die bruidegom tegemoet gaan met 'n lamp met genoeg olie, is iemand wat deur die Heilige Gees weet, Jesus Christus is my Here, my persoonlike verlosser, en ek loop my lewenspad saam met hom. Beteken dit dan dat ek en jy niks kan doen en niks hoef te doen vir ons redding nie? Beteken dit dan as God my nie wil red nie, ek dan verlore is? Beteken dit dan dat daar sekere mense is wat nooit 'n kans het nie? Ek lees in die Bybel in Jesegiel 33 vers 11. So seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê dat die sondaar deur sy sonde moet sterf nie, maar ek wil hê dat hy hom moet bekeer en lewe. En dan kom die oproep van die profeet Jesegiel, eintlik die oproep van die Here self. Bekeer julle dan en lewe. Die verstandigste raad aan 'n mens vanaand uit hierdie gelykenis is: bekeer jou dan en lewe. Die groot vraag is, wil jy? Die Bybel sê jy kan.
Want elke mens het die vermoë om te glo ontvang. Die vraag is vanaand, wil jy? Want as jy vanaand wil, of as jy dalk al lank al jou lewe aan die Here gegee het, dan sê die Bybel vanaand vir jou, al asem. Staan op en lewe vir Jesus. Want ek en jy kan sonder vrees en sonder verskrikking die bruidegom tegemoet gaan. Al weet ons nie wanneer hy